The Lord bless you. Baie welkom weer so by 'n insetsel, video-insetsel of 'n klankinsetsel hier vanuit die Wildtuin uit. Hier by die Sabi Game Reserve is daar so 'n plaasie met naam van Umkumi. En daar's twee toerleiers, Dani en Tanya, wat vir ons 'n bietjie rondgeneem het. En vroeg in die oggend het hulle gery natuurlik weer laat in die middag. En dan het hulle vir ons 'n bietjie vertel van die diere. En soos ek genoem het, ek wou met julle gesels oor eienskappe wat hulle vir ons genoem het, wat nogal tot in my hart kom val, my mooi betekenis gekry het uit die skrif uit. Dis nou vroegoggend hier, en dit is 'n bietjie bewolk. Ons sal kyk of ons 'n bietjie ander opnames vir kan maak, bietjie met die son. Hierdie is deel 2 van 'n reeksie van 4, en ek wil graag met julle gesels oor, soos die Bybel, hoe ons uit die natuur uit ook God kan sien, en hoe daar lesse in die natuur vir ons is, hoe spesiaal God vir ons is. En ek wil graag met julle gesels oor diere, soos wat hulle vir ons kom leer het hier, die twee toerleiers, en diere in die eienskappe, en hoe ons dit ook in die skrif vind. Die gedeelte wat ek graag aan julle wil voorhou, is die roeping van die disippels. En hierdie roeping van die disippels kom in al die evangelies voor, die 3 evangelies, Matteus, Markus en Lukas. En hier in Markus lees ons die volgende: eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien, waar hulle besig was om werpnette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep, en hy sê toe vir hulle: kom hier, kom saam met my, ek sal vir julle vissers van mense maak. En dan sê die skrif in vers 18, onmiddellik het hulle die nette gelos en hom gevolg. Toe ons op een van hierdie toere, waarop die toergids ons geneem het vroeg in die oggend, toe ons met die voertuie ry, het ons op 'n luiperd afgekom. Nou, 'n luiperd is baie skaars as jy hom sien in die natuur. Ons het nie gedink ons gaan ooit 'n luiperd sien nie. Maar hierdie was nogal makkerig geweest. En toe het ons begin kommentaar lewer oor hierdie pragtige dier. Ons as mans het natuurlik gekyk na die diere en gekyk en gevra, jy weet, is daar nog van hulle hier rond? Hoe oud is hierdie een? Ensovoorts. Maar is interessant hoe dames iets anders, daar's iets anders by dames. En hulle kyk ons nou na die mooi pels. En onder andere was daar so 'n mode-item, kan ek dit maar noem, aan die einde van die stert van hierdie luiperd. So 'n klossie wit. En ek het dit nog nooit raak gesien nie, want die dames kyk ons nou anders na die diere in die omgewing. En die dametjie vra, wat is hierdie wit klossie so aan die einde van die stert? Toe leier vir ons te vertel, ek dink dit was Dani geweest, vertel vir ons toe, van die welpies volg daai wit gedeeltetjie op die stert. Die ma's mos nou mooi gekamoufleer, en ek wil nou sê, hulle sien nie die ma nie, maar is hulle makliker om hierdie wit klossie te sien, en dan volg die wit klossie so agteraan. Ek gedink, dit is nou baie oulik, jy weet. En hy het vir ons later gewys, sy olifant ook sy stert, so swaan, onder die stert is daar so 'n kwas. Ek het nog nooit in my lewe gesien nie. En dis ook vir die olifantjies om dit natuurlik te volg. Maar laat dink aan die Here Jesus Christus toe hy hierdie manne roep wat vissers was. Hulle los hulle beroep net so. En ek het altyd gewonder, hierdie manne het seker maar gesorg vir 'n familie of iets. Maar hulle los dit net so. En hulle volg die Here Jesus Christus. En dan sien net die kruis van Christus. Alles is donker rondom ons en ons kry partykeer baie swaar en ons verstaan nie die goed nie. Baie vrae in ons harte. En iewers op die horison op die heuwel sien ek die kruis van die Here Jesus Christus uitstaan en so 'n mikpunt vir my is. Ek dank God dat hy vir ons iets gee om aan vas te hou, iets om te volg, of dit nou roeping is of die roepstem van die Here. Mag dit wees dat ons bewus raak dat die Here ons roep. Hy sê vir ons roep, ons maak soos hierdie disippels. Die Bybel sê, hulle het dit dadelik gelos. Daar was nie gestryery en 'n geraasery en 'n beplannery nie. Die Bybel sê dit dadelik gelos en hulle het Jesus gevolg. En daardeur dat hulle so baie van ons kerk beteken in die eerste gemeentes wat gestig is, of die eerste kerk wat gestig is, omdat hulle bereid was om die Here Jesus te volg. Mag die Here vir u seën. Kom ons kyk na die wenke wat die Here vir ons gee, hoe om te volg ook, en die wyse waarop hy vir ons roep ook. Kom ons bid net saam. Here, hier in die oggend as ons so dink aan die natuur wat vir ons kom leer, hoe kosbaar hy is, hoe hy dit kom beplan het, dat in 'n luiperdwyfie is daar hierdie kosbare eienskap, en die kleintjies, die welpies kan volg. Dank ons u vir daardie dag toe u met die vinger op ons harte kom raak het en vir ons kom roep het.
En ons kon opstaan en dat ons die voorreg gehad het, Here, om kinders van U genoem te kan word. Maak vir ons getrou in die wyse waarop ons U volg. Daar's baie dinge wat ons aandag wil wegtrek, ons oë van U aftrek, vrees en benoudheid. Maar help vir ons dat ons altyd sal vashou aan U, ons koning en ons meester. Ons hou die kruis voor ons en ons dankie vir wat U vir ons gedoen het. En dankie Here vir U leiding ook in ons lewens. U is die groot herder en ons volg U graag. Al die eer behoort aan U. Mag die Here vir U seën, mag hy vir U vashou. En kom ons let op die dingetjies wat die Here vir ons wys, waar ons moet volg, die paadjies wat ons loop, die planne wat hy vir ons het. Dan kom ons eers sy kosbare naam. Tot ons mekaar nou sien met die derde uitgawe volgende keer, die derde weergawe van hierdie 3 van 4. Volgende keer as by mekaar kom soos die hele wil. Totsiens en wees veilig. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace.